Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Vandag staan ons stil by die kruis, waar die waarheid en genade ontmoet het. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en van Jesus Christus. Hy wat die waarheid oor ons sonde ken, maar ons nie wegstoot nie. Hy wat ons harte deurgrond, maar nog steeds lief het. Hy wat aan die kruis die volle prys betaal het, sodat ons vandag eerlik kan leef, sonder vrees, sonder veroordeling en sonder enige maskers. Mag sy genade oor julle wees en sy vrede in julle harte rus. Amen. Gemeente, ek gaan deur verskillende tekste gaan, maar my hoofteks vanmôre is 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. As jy die Bybel sien het, is jy meer as welkom saam en daarin te blaai. Anders verskyn dit op die skerm. Maar voordat ons sy woord lees, kom ons buig ons hoofde. Almagtige God en hemelse Vader, dankie, dankie, dankie. Dankie Here dat U ons so lief gehad het, dat U enigste seun gestuur het, om vir ons aan 'n houtkruis te kom staan. Dat hy aan daai kruis kom sê, dit is volbring en dit was. Dat hy my sonde geneem het, Here, en aan daai kruis gelos het. En dat daar geen veroordeling nou weer oor ons is nie. Want deur die kruis het daar vir ons verlossing gekom, deur die kruis het daar vir ons vergifnis gekom, en daarom loof en prys ons U groote, wonderlike naam. Want sonder dit sou ons die dood verdien, sonder dit sou ons niks gehad het nie. Maar deur die bloed, Here, deur U bloed, deur U offer, deur U liefde, is daar vir ons verlossing. Breek dit vandag vir ons oop, Here. Hier is nie 'n storie wat ons nie ken nie, Here, maar dis iets wat ons baie keer vergeet. Die woorde wat ons van vandag hoor is nie die eerste keer wat ons hierdie woorde gaan hoor nie, maar ons bid en ons smeek dat U dit opnuut oopbreek vandag vir ons, dat U ons oë sal oopmaak en laat ons U sal sien. Ons gekruisigde Jesus en die bloed wat ons skoon gekoop het. Spreek deur die woord en mag ons hoor wat U vir ons wil sê. In Jesus naam alleen. Amen. 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Mag die Here daai teksvers vandag net vir ons oopbreek op 'n ongelooflike manier. Die kruis is die krag van God, want dit is die plek waar ons eerlikheid veilig word. Die kruis is die krag van God, want dit is die plek waar ons eerlikheid veilig word. Nou, hoekom is daar juis krag in die kruis? En ek het regtig probeer deur my preek, want as ek vir jou vanmôre hierdie vraag gaan vra, hoekom is daar krag in die kruis, dan het ons elkeen ons eie gedagte hieroor, elkeen ons eie manier van dink hieroor, so ek het regtig probeer om my eie denke net een kant te skuif en te fokus op wat die woord van God juis hieroor sê. En die woord van God sê,
dis die krag van die kruis is daar oor verskillende goed. 4. Eerste, Jesus neem ons straf op hom. Jesus neem ons straf op hom. 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Ons sondes. Daardeur is vir ons sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Die straf wat ek en jy moes dra vir die sondeskuld wat ek en jy het, is aan die kruis vir my en jou gedra deur 'n gebroke liggaam uit liefde. My en jou straf is gedra. Tweedens, die kruis bring versoening tussen my en God. Die kruis bring versoening met God. Romeine 5 vers 10 sê, aangesien toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Liewe gemeente, ons is vyande van God. En deur Jesus se kruis het daar vir ons genade gekom van God. Want deur die kruis is dit vir ons oopgemaak, deur die kruis is dit vir ons moontlik gemaak, deur die kruis kan ons tot God nader. Derdens, die kruis breek die mag van sonde. Romeine 6 vers 6 sê, ons weet tog dat ons sondige mense was, wat ons was, saam met Christus gekruisig is. Wil hier herhaal, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig word. Ons is dus nie meer langer slawe van sonde nie. Die kruis van God, van Jesus Christus, het ons verander van slawe van sonde na kinders van die lewende, heilige God. Daar vir ons dus 'n breek van sonde gekom. Sonde het nie meer die mag oor ons soos wat dit altyd gehad het nie. Nou vierdens, daar's baie meer, maar ek gaan net op hierdie 4 stop vanmôre. Die kruis het die vyand oorwin. Kolossense 2 vers 14 sê, hy het die skuld bewys met sy eie eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Die duiwel, die bose, is vir ewig vernietig deur die kruis van Christus. Is daar nog styftrekkings? Het hy nog soms nou en dan die effek op ons? Ja. Maar die geveg is gewen. Ek het dit gesê toe ons Openbaring behandel het. Jesus het gewen. Aan die kruis is die duiwel verslaan. So in hierdie 4 goed lê die krag van die kruis. Wat vereis die kruis egter van my en jou? Wanneer ons, soos wat ons lees in Korintiërs 1 vers 1 tot 18, deel van die dwaases wat verlore gaan, wanneer word ons deel van hierdie dwaases? Liewe gemeente, wanneer ons nie eerlik voor hierdie kruis van God staan, van Jesus staan nie. Die kruis word in my lewe eers iets wat regtig saak maak, wanneer ek eerlik en opreg voor hierdie kruis kom staan. As ek diep na my hart gaan kyk, as ek my maskers afhaal, as ek agterkom, ek is eintlik, as ek vir myself sê, as ek hierdie masker afhaal van, ek is eintlik nie so sleg nie, ek kan self regkom, ek het nie regtig probleme nie, alles in my lewe is mooi en reg. As ek hierdie maskers bly ophou, dan sê ek eintlik, ek het die kruis nie nodig nie. Dis eers wanneer ek hierdie maskers afhaal
en diep en nederig voor die kruis kom sit vanmôre en sê, ek kort U en ek kan nie sonder U nie. Wanneer die kruis regtig krag begin kry in my lewe. Want anders is daar iets van 1 Johannes 1 vers 8 wat sy kop uitsteek wat sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, vers 10, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Liewe gemeente, ek en jy is sondig, stikkend en gebroken. Punt, stop, klaar. En hoe vinniger ons dit eerlik in die oog kyk, hoe vinniger sal die krag van die kruis binne ons begin leef en sal die krag van die kruis iets binne ons beweeg. As ons na die kruis kyk van 'n posisie van trots af, van selfversekering af, van ons eie krag af, dan gaan ek en jy die kruis mis, soos wat ons so dikwels doen. Ons moet besef en eerlik wees oor wie ek regtig is. Ons moet besef, ons almal is sondig en ons verdien die dood. Dis juist dan wanneer die kruis se krag iets word wat leef. Eers wanneer ek besef hoe sondig ek is. My en jou natuurlike reaksie is egter altyd om sonde weg te steek. Ons sien dit al van die tyd van Eden af, as Adam en Eva sonde gedoen het, dan sien ons hier in Genesis 3 vers 10, en die mens antwoord, ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is skaal, toe het ek weggekry. Want dis die heel eerste ding wat ons doen as ons sonde doen. In ons hart het iets begin beweeg, dat ek moet wegkry daarvoor. Ek moet dit wegdruk, afdruk. Dadelik is die mens se eerste reaksie as ons iets verkeerd doen, om dit weg te hou van almal en alles. Niemand moet tog sien, wat het ek verkeerd gedoen nie. Die skaamte wat sonde in ons wakker gemaak het, het ons laat wegkry, dit onderdruk en dit probeer wegstoot en vergeet. Baie keer probeer ons ook hierdie sonde versag. Ons sê, ag, dit was eintlik nie so sleg nie. Almal doen dit. Kyk, in die menswees is dit oukei. Ons probeer dit sê dat dit is nie so groot nie, dit is nie so not that big of a deal, soos die Engelsman sê. Ons probeer dit versag oralste waar ons gaan. Ons vat nie eienaarskap daarvan nie. Ons probeer dit eintlik so gou as moontlik daarvan vergeet. As 'n kind iets in 'n huis probeer gebreek het, wat doen hy heel eerste? Sy verby 'n koppie stap en hy staan per ongeluk die koppie om. Wat doen hy heel eerste? Hy steek dit weg. Hy hoop niemand sien dit raak nie. Hy raak stil. Hoekom? Hoekom doen 'n kind dit? Want hy besef, as sy ma of pa sien dat dit is wat gebeur het, dan gaan hy raas kry, dan gaan hy dalk swaar kry, dan gaan hy dalk geskree word. So dadelik as hy iets verkeerd doen, is sy onmiddellike reaksie om dit weg te steek. Ons het mooi hoor vanmôre dat die kruis stop nie ons sonde in ons nie. Onthou die storie van die varkie en die skapie? Ons almal se pote word vuil, ons almal doen soms sonde. Maar wat ons aan hierdie sonde doen, dit is wat die kruis verander. Die kruis maak dat ons eerlik en veilig kan wees. Dat die kind wel na die Vader toe gaan en sê, ek het hierdie gebreek, sonder met vrees, sonder met hierdie angs binne hom, dat sy pa hom gaan afskryf, of sy pa baie erg met hom gaan skree. Want, liewe gemeente, en hier is iets wat ons moet besef, God weet alles. Hebreërs 4 vers 13 sê, daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee.
Daar's dis niks in jou hart wat jy eintlik voor God kan wegsteek nie. Hy ken alles wat daar binne aangaan. En hier is dalk 'n bietjie 'n gedagte wat jou so 'n bietjie laat skrik vanmôre. Of jou bly maak. Maar die ding wat dit beteken is, ek hoef nie hierdie weg te steek nie, want hy weet reeds. Hy weet wat gaan aan in my hart, hy sien my pyn, hy sien my seer, hy sien my soeg, hy sien my sweet. Hy weet waarmee jy sukkel, hy ken jou verslawing, hy ken jou pyn, en hy los jou nooit alleen. Tog kom hy juis in daardie tyd wat jy plat op die vloer is, nader na jou toe. En hierdie vers, staan een is wat jy moet vanmôre probeer onthou, is dit hierdie Romeine 5 vers 8, waar die volgende sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Daar staan nie, eers toe ons begin, ons goed agter mekaar kry nie, eers toe ek begin mooi aantrek nie, eers toe ek begin kerk toe kom het nie, eers toe ek al my ducks in a row het, soos die Engelsman sê nie. Hy sê het vir my en jou gesterf. Toe ek nie diep in die modder was, besig om te verdrink in my sonde skuld, het hy gesê, ek het jou toe al vergewe, ek het toe al vir jou in 'n kruis gesterf. Jy hoef nie eers iets te bewys nie. Ek het juis gesterf toe jy nog stikkend was. So kom met jou stikkendheid na my toe. En in Jesus kom daar nou nie veroordeling nie. Kom daar nou nie daardie beklei van die ding wat ons gebreek het nie. Daar kom dalk nog steeds 'n gesprek waar hy vir my gaan sê, Leon, wat jy gedoen het is nie reg nie. Maar hy sal my nie afskryf van hom nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy het die pak vir wat ek verdien het op hom geneem. En omdat hy reeds die skuld op hom geneem het, die pak, die skree, die pyn, die dood, het ek nie nodig om weg te kruip nie. Het ek nie nodig om dit te versag nie. Maar kan ek Jesus ten volle nader, met alles, net soos ek is, stikkend en gebroke, want Jesus het my beklei geneem. Hy het die sonde, die afjag, wat ek gedoen het hy vir my gevat. Bid sodat jy vanmôre iets daarvan snap. Dink jy staan in 'n hof, en jy weet voor jou heilige siel, jy is skuldig. Die bewyse is daar. Maar as jy op daai regsbank kom, dan gaan jy begin sê, ek het dit eintlik nie so bedoel nie, ek het dit so gedoen. Ons gaan al ons verskonings, al ons ontkennings, gaan ons alles daar uitpak en ons gaan ons bes probeer. Al weet ek voor my heilige siel ek is skuldig, gaan ek my hande afgeklei om my onskuld te bewys. As daar egter iemand in daai hof opstaan, sy hand opsteek en sê, ek sal hierdie man se skuld vat, dan is dit mos nie meer nodig dat ek hoef te jok nie. Dan is dit mos nie meer nodig dat ek hoef leuns te vertel nie. Dan kan ek mos eerlik dit op die ken vat en sê, ja, ek was. Want iemand anderste gaan vir my tronk toe. Iemand anderste vat my veroordeling. Wat doen ek as ek weet iemand het reeds my straf gedra? Dan kan ek ophou lieg. Jy kan ophou jouself verdedig. Jy kan uiteindelik sê, ja, dis waar, dit was ek. Want die waarheid gaan jou nie meer vernietig nie. Dit het klaar iemand anders vernietig. Liewe gemeente, ons gaan ook vanmôre baie duidelik weet, dat al my vrae, die goed wat ek voel ek nie mag vra nie, dat daardie vrae gevra mag word. Dat ek my twyfel, wat ek nie mag verwoord nie, voor die kruis kan plaas, sonder woede, sonder verwyte.
Daai vraag wat ek vra, Here, hoekom gaan dit so sleg met my? Here, hoekom is ek in hierdie gat? Here, hoekom val alles in mekaar in? Hierdie is die vraag wat ek voor die kruis kan neersit. Ons sien dus die eerlike vraag, juis al by Jesus wat aan die kruis hang, as hy in Matteus 27:46 sê, my God, waarom het U my verlaat? As Jesus so 'n vraag mag vra, wat keer my en jou om ook vrae te vra? Die vraag is nie dat of daar soms vrae is en dat dit dalk soms ek val myself nou die rede. Die Bybel gee ruimte juis vir vrae. Psalm 13 vers 2 sê, hoe lank gaan U nog my bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Die Bybel gee nie net antwoorde nie, veral nie in die psalms nie, hy vra soms ook diep vrae. Die vraag is nie dat daar soms vrae is en dat daar dalk soms getwyfel gaan wees nie. Die vraag is, of die ding is, wat gaan ek met hierdie vraag doen wat in my hart is? Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan na die vrymoedigheid, na die genade troon toe, sodat ons met barmhartigheid 'n genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Mag ons Jesus nader met my sonde en al my vrae en my onsekerhede. Die kruis sê nie, jy moet alles uitgefigure hê om vorentoe te kom nie. Die kruis sê, kom met al jou vrae, al jou moeilikheid, al jou seer, al jou stikken. 'n kind wat vra vir sy pa, is nie ver van sy pa af. Hy moet naby genoeg aan hom wees, dat hy sy stem kan hoor. Daarom mag jy vra. Daarom mag jy soms wonder. Daarom mag jy soms soos Jesus ook uitskree, my God, waarom het U my verlaat? En dis oké. Die kruis word die plek waar ek regtig eerlik kan wees. Want God weet wat ek gedoen het. En God het reeds plan gemaak. Die straf is reeds gevat. Daarom kan jy eerlik wees daaroor. 1 Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die kruis is die enigste plek in die wêreld waar ek die volle waarheid oor myself kan erken sonder om vernietig te word. Want by die kruis is ek reeds gesien en by die kruis is ek reeds liefgehad. Daar was eendag 'n man, kom ons noem ons sommer Pieter. Pieter het jare laas iets verkeerd gedoen. Hy het iets ondraagbaar gedoen. En niemand het dit geweet nie. En hy het dit mooi weggesteek. Hy het aangegaan met sy lewe, sy werk, familie en kerk. Alles het normaal gelyk. Maar eendag ontvang hy 'n brief. En hy weet, sonder om die brief oop te maak, want daar's geen adres op nie, net sy naam, weet hy dat daar binne staan die geheim, want hy al vir soveel jare saam met hom dra. En dis asof ijskoue water oor homself gaan. En Pieter gaan in sy studeerkamer in en hy sit daai brief heel onder alles. Maar hy bly weet van daai brief. En hy leef konstant met die vrees, wat as iemand anders dit sien? Wat as alles oopgemaak word? Wat as ek nie kan hanteer wat daar staan nie? En elke keer as sy vrou met hom praat, of sy kinders met hom praat, en dit klink net of hulle iets wil noem van wat gebeur het, dan dink hy, ok, hy het die brief gekry, dis klaar met my. En hierdie gaan jare en jare aan, en die angs pak op sy skouers.
So leef hy met die brief. Hy glimlag, hy werk, hy bid selfs, maar daardie brief bly daar. Tot eendag kon hy dit nie meer langer vat nie, en hy vat die brief, en hy skeur hom oop, sy hande bewe en sy hart klop. En binne in hierdie brief staan daar net een sin: ek weet alles, maar ek het reeds daarvoor betaal. Ek weet alles, maar ek het reeds daarvoor betaal. Vanmôre sê Jesus dit ook aan jou. Ek weet alles, maar ek het reeds daarvoor betaal. Mag ons eerlik wees voor hierdie kruis, want dis dan wanneer sy krag uitkom. Dis dan wanneer ons begin lewe. By die dood van Christus is waar my en jou lewe begin. Amen. Here, U is die groot God. Die wat was en is en vir ewig sal wees. Ons loof en ons prys U, want U is waardig om geloof en prys te word. Dankie Here vir U goedheid, dankie vir U guns, en dankie Here vir die kruis. Dankie dat die kruis die plek word waar ek eerlik voor U kan kom sit. Here, met al my vrae, met my twyfel, met my seer, met my sonde. Want U kyk deur daai kruis, van daai kruis in my oë en sê, ek weet van dit alles, en ek het reeds daarvoor betaal. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en ons prys U. Amen. Sê die wonderlike voorreg om ook vandag nagmaal te gebruik. Die nagmaal is in wese die herinnering van wat Jesus vir ons hier op aarde kom doen het. Dat hy vir my en jou in 'n kruis kom sterf. Dat hy aan my en jou gedink het terwyl hy uitroep, my God, waarom het jy my verlaat en bly jy U ver as ek kom opkom. By die nagmaal dink ons aan sy bloed wat vir my en jou gevloei het. Aan sy pyn, aan sy stikke. By die nagmaal besef ons kan eerlik wees, want hy het betaal daarvoor. Hy het self die nagmaal ingestel. Ons lees so in 1 Korintiërs 11 vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Nou, liewe gemeente, hoekom vier ons die nagmaal en ons vier dit? Want hy het aan die kruis vir ons gesterf. Maar hy het ook opgestaan in my lewe en dit sien ons Sondag. Die brood wat ons eet, dat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Onskuldige man wat vir my en jou gely. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat aan die kruis gevloei. Onskuldige bloed vir my en jou. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Want Here, julle deur die bloed en die liggaam van Christus sê hy, kom na my toe. Julle wat eers in sonde ver van my was,
is nou my kinders. Deur die kruis is ons nie meer slawe van sonde nie, maar ons is kinders van God. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons eendag almal in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons om te onthou hoe lekker dit ook eendag in die hemel gaan wees, en daarom is ons ook bly met trane in ons oë as ons die nagmaal gebruik. Want al breek dit ons hart, weet ons ook, hy sal die trane kom afvee wanneer hy weer kom. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Dankie, dankie, dankie. En by die nagmaalstafel sê hy, kom sit by my. Ek ken jou. Ek weet wat het jy gedoen. Ek ken jou vrae, ek ken jou struikel, en aan die kruis het ek reeds daarvoor bid. Maar voordat ons die nagmaal kan gebruik, moet ons eers na ons hart kyk. Moet ons eers kyk wat daar binne aangaan. Ons gaan vanmôre dit so klein bietjie anders doen. Ek gaan die nagmaal nou instel nadat ek verduidelik het. Daar's 3 punte, hier voor is 'n punt, en dan daar op die snoekertafel is daar 'n punt, en dan daar op die tafel is daar nog 'n punt. En by elke van hierdie punte is daar pen en papier. Gaan skryf een woord neer, wat iets van jou twyfel, iets van jou sonde, iets van jou seer verteenwoordig. Dan is daar ook, daar's 'n paar bladsye van die tekste, daar's nie genoeg vir elkeen nie. Ek weet baie van julle gaan dit nie doen nie, maar as jy gou eers weer rustig deur die tekste wil deurlees wat ek vanmôre gehoor gepreek het, is jy welkom. Ek het dit ook gister aangestuur, so as jy kan op jou foon ook kyk, ons sal weet dis waarmee jy besig is. En dan by elke punt is daar ook wyn en druiwesaad en brood. So ek wil hê jy moet dit gaan vat daarso, en dan moet jy iewers in die kerk, en jy as gesin of jy as persoon alleen gaan sit, en regtig 'n diep gesprek met die Here hê, regtig eerlik met hom gaan oorwees. Nou as jy klaar daai ding geskryf het, klaar nagmaal gebruik het, kan jy die papiertjie hier voor, is daar 'n houer by die kruis, kan jy 'n papiertjie hier kom ingooi. Jy hoef dit ook nie te doen nie. Maar as jy klaar is, dan kan jy net stil uitstap. Daar is by al die deure is daar offergawe bakkies as jy wil offergawe gee. Maar gebruik hierdie tyd om regtig eerlik voor die Here te wees. Kom ons gee vir die ander persone ook tyd, met persone in jou gesin. Nou praat ek veral met die mans, as jou vrou so klein bietjie langer wil sit, los al vandag dat sy so klein bietjie langer sit. Ek sal haar tot huis toe vat as dit nodig is, na jou huis toe. Natuurlik nie na myne toe nie, maar na jou huis toe. Maar wees nou net 'n tyd van eerlikheid wat jy vir die Here spandeer. Moenie verby die kruis vandag kyk nie. Moenie hier weggaan sonder dat jy die kruis vierkantig in die oë gekyk het nie. Want hierdie kruis, ons geliefde Here se lewe gekos. Moenie hier wegstap sonder dat jy dit besef nie. Want hy doen dit weer en weer en weer vir jou. Dat hy jou so skryf. Kom ons word nou 'n oomblik net rustig en dan sal ek daar gaan staan en dit net die inseëning woord gee. En dan sal ek vir julle sê julle kan versprei daar waar julle wil. Maar as jy net 'n ruk eers wil sit, sê meer as moontlik. Maar kom ons word net eers stil vir jou. As jy wel, weet jy so besoekers vanmôre, as jy die vrymoedigheid het om in jou eie gemeente nagmaal te gebruik, is jy meer as welkom om dit hier te doen. As die kinders is vanmôre, kan julle ook nagmaal gebruik. Hierdie is 'n ideale situasie waar pa en ma vir die kinders ook kan verduidelik wat die nagmaal beteken. So sit saam en gesels daaroor. Maar gebruik hierdie tyd. As jy wel die beker wil gebruik,
Ek sal hier voor staan, ek sal die beker ook vir jou gee. Maar kom ons word vir 'n oomblik rustig. Ons praat net met die Here daar by ons. Here, as ons nou voor U kom sit, aan die tafel kom sit, bid ons, Here, dat U ons harte sal oopbreek, en dat ons U sal sien. Maak ons oop, maak ons harte oop, spreek U. Maak ons die gebroke lyf aan die kruis sien. 'n man wat uitroep, U wat uitroep, dit is volbring. En mag ons met alle eerlikheid ons sonde voor U kom neersit. Met die wete dat ek kan en mag eerlik wees, ek mag my pakkie voor U neersit. Want dis hoekom daar bloed gevloei het, dis hoekom daar liggaam gebreek was, dat ek alles voor U kan neerplaas. Loof en ek prys U naam. Dankie dat ons nou voor U kan sien. In Jesus naam alleen. Amen. Hy het die aand terwyl hulle by mekaar was, dat hy eers hulle voete gewas vir Judas, wat ons sou verraai het, vir Petrus wat ons sou verloon het, en al die ander disippels wat hom alleen gelos het. Hy het hulle voete gewas en hulle het saam met hom gesit aan tafel. En op 'n stadium, toe vat hy die brood en hy breek dit. En hy sê vir hulle, hierdie is my liggaam. Hy is vir jou gebreek. Neem dit, Here, en dank U. Daarna het hy die beker geneem. Hy het God daarvoor gedank. En hy het gesê, hierdie is my bloed, dit gaan vir elkeen van julle vloei. Neem dit, drink dit, en dink aan my. Gemeente, nou op jou eie tyd, dan jy hiernatoe beweeg, jy kan na agter toe beweeg, skryf vir jou pen en papier, skryf vir jou die tekens, sit iewers en hê 'n ernstige, eerlike gesprek met die Here. Moenie wegstap sonder dat jy die kruis nie in die oog kyk het nie, sonder dat jy Jesus, wat vol bloed is, nie in die oog kyk het. Gebruik hierdie tyd saam met hom.
daar iewerste nog brood of sap nodig het, wyn het, wys net vir my, dan bring ek van die vooraf, of potlood of papier of so.